Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 333 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. En ons is besig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 333, hoofstuk 25, the criterion, Surah 25, Surah Al-Furqan, the criterion between right and wrong. Afdeling 3, die dag van onderscheiding. En nou, alhamdulillah, ons is klaar met 18 uit 30 dele van die Quran, right? 18 out of 30. That means we are more than, alhamdulillah, we are more than 50% of the way through. En nou ons begin met deel nummer 19 uit 30 deel. Onthou, dat is 30 dele in die Koran, want dit vat jou 30 dae om dit klaar te maak. Maar hoofstukke is daar 114 hoofstukke, reg? En diegene wat die ontmoeting met ons nie verwag nie, sê, waarom is geen engele na u gestuur nie, of hoekom sien ons nie ons Heer nie? Hulle het voorwaar 'n hoë dink van hulself en het met 'n groot beroering opstandig geword. Op die dag, wanneer hulle die engele sal sien, sal daar geen blye tyding vir die skuldiges wees nie, en hulle sal sê, laat daar 'n groot versperring wees, en ons sal ons na die werke wend wat hulle verrig het, en sal dit soos stof verstrooi. Die bewoners van die paradys sal op daardie dag in 'n beter woonplek wees en ook 'n beter oord hê. En op die dag wanneer die hemel met wolke uitmekaar sal bars en die engele afgestuur sal word. Die koninkryk sal op daardie dag terug aan die barmhartige behoort, en dit sal vir die ongelowiges 'n moeilike dag wees. En op die dag wanneer die kwaaddoener sy hande sal byt, sal hy sê, o, het ek maar liewers die weg van die boodskapper gevolg, dan is dit baie laat, né? O, wie, hoe het ek maar nooit so iemand as vriend. Wat 'n vriend? Satan, die duiwel het hy misgelei van die regte pad. So, laat ons weer lees. En op die dag, wanneer die kwaaddoener sy hande sal byt, sal hy sê, o, het ek maar liewers die weg van die boodskapper gevolg. En die weg was die Sirat al-Mustaqim, die GPS terug na die Heer. Maar hulle het die duiwel gevolg, hè? O, ja, het ek maar nooit so iemand as vriend, die duiwel, Satan geneem nie. Sekerlik het hy my van die aanmanning laat afdwaal, nadat dit tot my gekom het, en die duiwel laat die mens altyd in die steek. En die boodskapper sal sê, o my Heer, my volk het hierdie Koran versaak. En so het ons vir elke profeet 'n vyand onder die beskuldigdes gemaak, en u Heer is voldoende as 'n gids en 'n helper. En die ongelowiges sê, waarom is die Koran nie voltooid aan hom geopenbaar nie? So is dit, sodat ons u hart daardeur kan versterk, en ons het dit duidelik en geleidelik uiteengesit. You see, the Quran was revealed over 23 years, so it was going slowly into the hearts and minds of the people. It was being revealed depending on the needs of the occasion of the community. So the community were learning it, and the whole community was slowly changing over 23 years. If it had just revealed all at one shot, it wouldn't have had the impact
of the change of the entire community, right? And the revelations are based on what was happening in society at that point in time. So that is why it had to be revealed piecemeal, step by step, verse by verse, and chapter by chapter over 23 years. En hulle kan u geen vraag stel nie, of ons het aan u die waarheid en die beste uitleg geskenk. Diegene wat op hulle gesigte in die hel versamel sal word, hulle verkeer in 'n slegte toestand en het ver van die regte pad afgedwaal. 334. Join me in the next episode van die Heilige Koran. Lekker brei, alhamdulillah rabbil alamin.